'n sopkombuis bied gewoonlik meer as net 'n maaltyd. So 'n inisiatief bied ook hoop en waardigheid aan diegene in gemeenskappe wat afhanklik is, omdat hulle deur spaartye in die gesig gestaar word. Die nuwensgewende organisasie Elios het besluit om met ander organisasies en maatskappye hande te vat om op so 'n manier 'n verskil te maak. En ek moes behoorlik teen die trane beklei toe ons gaan kuier het. In 2020 het 'n klomp van die mense wat op straat is en nie kos gehad nie en hulle het begin om kos te steel, kan ons nou maar sê. En die sopkombuis is eintlik begin deur die polisieeringsforum, waar hulle in ander gedeeltes van die stad mense gekeer het om kos uit te deel, het hierdie ouens kom help. En hulle het dit aanvanklik gedoen saam met die Elios by die Spar. Ons het terselfdertyd het ons met 'n broodbakprojek begin. En ons het brood gehad, maar ons het nie iemand gehad om dit voor te gee nie. En ons het toen met hulle in kontak gekom, gesien dat hulle regtig 'n plekkie nodig het en vir hulle gesê kom na ons toe. Julle kan hier van ons fasiliteite kom gebruik maak. Ons het pragtige gras, lekker skadubome, ons het toiletfasiliteite. Die voorwaarde is ons wil vir hulle brood gee. En dis hoe dit gebeur het. Ons het donateurs wat vir ons daarmee help. En dis ook so 'n klein werkskepingsprojek waar 'n klompie mense, daar's nou al 2 mense van die sopkombuis wat deel is van ons broodbakspan. En ja, hulle bak dit en gaan deel hulle dit uit ook. Carol Stanton word as die moeder van die sopkombuis beskryf. Die projek word nou al vir 5 jaar deur haar bestuur. Ek het altyd goed gebak en nou is ek bly nou alleen. En toe ek nou gehoor het van hierdie storie, so ek kook en bak vir hoeveel mense. Is nou nie net vir een nie. En ek geniet dit. Dit is vir my lekker om 'n bietjie uit te kom, mense te sien, gesels. Ons gesels tot saam met mekaar alles en lekker lag. Daarna gaan elkeen na sy eie huis toe. Alles moet skoon wees, reg wees. Jou koppies en goeders moet uitgepak wees. Alles moet reg wees as hulle kom. As die dominee klaar gebid het, staan hulle in die ry, dan moet jou sop op die tafel wees en die broodjies. Net reg om op te skep. Baie keer braai ons, as al mense kom, dan braai ons. Geef hulle 'n braaibroodjie met daai gesiggie sien. Dit is ietsie anderste wat ons eet. En soos vandag met die chippies en die roomhuisie. Dis ekstra wat ons nou vandag gegee het. En jy kan sien hoe helder dit die mense op. Hulle het ook op 'n tyd, soos ons gelewe. Nou ewesklik is alles weggevat. Ons kan nie vra hoekom, waarom dit het gebeur. So hulle voel sleg, hulle moet by jou kom vra, het jy vir my 'n bietjie koeldrank, het jy vir my melk, het jy vir my 'n broodjie. En soos ek sê, jy moet hulle help. Wie sê môre is jy ook in daai ry? Om so 'n projek te bestuur is die rol van vrywilligers ook baie belangrik. Anna Galloway is al vir 5 jaar in die hoedanigheid by die sopkombuis betrokke. Die sopkombuis gebeur op 'n Maandag, 'n Woensdag en 'n Vrydag. Op 'n Maandag is daar gewoonlik bietjie minder as wat op 'n Woensdag sal wees. Op 'n Woensdag is bietjie meer en op 'n Vrydag is daar ook Dominee Steven of pastoor Christo wat dan die geestelike gedeelte sal lei. Vir ons is dit regtig nie net om vir die mense vleeslike kos te gee om hulle mage vol te maak nie, om regtig geestelike kos te bring ook om te sien dat hulle groei en dat daar transformasie plaasvind deur die Heilige Gees se werking in hulle harte en werklik net om sien dat van hulle vrykom van sekere goed wat hulle vashou. Ons het met 2 individue kennis gemaak wat weekliks by hierdie sopkombuis kom aanklop om uit te vind wat die hulp vir hulle beteken. Kyk, ek het in 'n gemeente aangekom waar Grapeseed ministerie is. Die Here het my daar geopenbaar dat hy my in 'n bediening wil gebruik. Ongelukkig het ek 2 gekry, nie net 1 nie. Die ene is waar ek 'n pastoor is en die ene is waar ek 'n evangelis is. En ek het opgeëindig hierso by die sopkombuis saam met 'n vriend wat my na toe gelei het. En ja, die Here is besig om vir my net meer deure oop te maak. Die sopkombuis beteken vir ons baie. Dis al hoeveel jaar
wat ek by die sopkombuis kom, dan die Caroline is baie goed vir ons. Sy het nog nooit vir iemand weggejaag of so nie, sy het vir almal kos gegee en ons waardeer dit. My beker loop oor van blydskap. In 'n wêreld waar baie mense onsigbaar of vergete voel, herinner sopkombuise ons aan ons gedeelde menslikheid en die impak van eenvoudige vriendelikheid, ook aan dankbaarheid vir vrywilligers, skenkers en organiseerders wat glo dat niemand honger moet ly nie. Besoek gerus Elios se webtuiste indien jy op een of ander manier betrokke wil raak. En is sommer baie emosioneel. So as enige iemand betrokke wil raak, kan jy gerus Elios se webtuiste besoek en dit by elios.co.za. Nou ja, ek gaan nou eers die trane afvee want ek gesels nou met Dr. David Hymes wat vir ons gaan verduidelik watter gesondheidsrisiko's Suid-Afrikaners gedurende die Desembervakansie in die gesig staar, asook die maniere waarop ons onsself en ons gesinne tydens vakansiereise veilig kan hou. Baie welkom terug hierso by ons. Dankie Elsa. Goed, watter gesondheidsprobleme sien jy die meeste by Suid-Afrikaners tydens die Desembervakansie? Ja, ek dink daar's 'n paar algemene siektes wat 'n mens kan opdoen. Ek dink die een wat die meeste voorkom is maar reisigersdiarree, of jy nou plaaslik reis of jy gaan oorsee reis. Dit bly maar een van die groot siektes wat ons sien. Gewone boonste lugweginfeksies, dan sien ons baie keer veldtoestande of allergieë. En dan natuurlik, jy weet, soos wat een van jou vorige gaste genoem het, in kinders is dit baie belangrik, jy weet, om te weet die algemeenste ding, daar is maar beserings en baie keer verdrinkings en dit is die goed wat 'n mens maar definitief op die uitkyk moet wees voor. Goed, so watter siektes behoort mense regtig of werklik in ag te neem wanneer hulle reis, plaaslik of dan nou selfs oorsee? Ja, ek dink as 'n mens enige jy weet 'n reis aanpak, moet 'n mens altyd kyk waarheen gaan jy, wat is die vereistes ten opsigte van sekere inentings. Daar is maar geelkoorslande in die wêreld wat verpligte inenting vereis. Dan is daar baie keer inentings wat aanbeveel word vir daai spesifieke bestemming. Natuurlik is daar malaria gebiede wat 'n mens moet altyd na kyk. Veral as mense na 'n malaria gebied toe gaan, jy weet dat mense dan net uitvind oor voorkoming. En dan natuurlik, ons sê altyd mense met kroniese toestande moet baie keer voor die tyd seker maak hulle doen die nodige voorbereiding, check-ups en goed, jy weet, want ons sien baie keer dat kroniese siektes erger raak as 'n mens nou reis ook. So dis maar die belangrike goedjies, ja. Nou jy het nou na malaria verwys, so watter dele van Suid-Afrika of buurlande beleef die hoogste risiko daarvoor? Ek dink in Suid-Afrika, ons weet van Oktober tot omtrent April elke jaar is die Kruger-Wildtuin obviously 'n baie hoë insidensie van malaria. So dis meestal ons ooste deel van die land en natuurlik die noordelike deel van die land ook. Die kaart, as mense spesifiek wil kyk na, jy weet, hoe lyk die distribusie van malaria in Suid-Afrika, is daar, hulle kan letterlik die malaria map 2025 gaan intik op Google en dan kom dit op en dit wys vir baie mooi, jy weet, die distribusie waar jy lae risiko het, waar dalk net voorkomingsmaatreëls toegepas moet word en dan obviously waar daar aanbevelings is ten opsigte van medisyne ook gebruik as voorkoming. Meeste van ons buurlande het maar malaria, veral Mosambiek, maar dan natuurlik ook Botswana en Zim. So, jy weet, dit sal mense ook op die kaarte kan sien. Maar dit is, ek dink in Suid-Afrika, gelukkig is dit meestal net daai ooste en die noordelike deel van Suid-Afrika. Hoe kan mense hulle self teen sonbrand en hitteuitputting beskerm gedurende die somer? Ek dink die belangrikste ding daar, mense is, jy weet, moet weet, dit tussen 12 en 3 in die dag is maar jou gevaarlikste tyd. Ja. Ek dink die groot ding is maar obviously om 'n sonbeskermingsroom, ten minste die SPF van 30 tot 50 gebruik. Baie keer, ek dink meeste swemgoedjies word nou, jy weet, gemaak dat dit 'n bietjie meer toemaak is wat dit nou oop is. en dit beskerm baie vir kinders, jy weet, in opsigte van UV-bestraling en goed ook. So dit is definitief goed wat 'n mens kan na kyk en dan natuurlik genoeg hydrasie. Mense, ek weet, kinders gaan speel en dan swem hulle vir 4-5 ure en niemand dink om hulle, jy weet, enigstens water of vloeistowwe aan te bied. Wat moet mense doen wanneer hulle miskien siek raak tydens die vakansie in gebiede met beperkte mediese sorg?
Ek sê altyd voorkoming is altyd beter en dit gaan spesifiek oor mense wat wel kroniese onderliggende toestande het. Jy weet, ek sê altyd vir reisigers, as jy kroniese toestande het, maak seker jy sien iemand voor die tyd, vat maar afskrifte van jou voorskrifte en jou onlangse bloedtoetsies en goed saam, want en dan as jy na 'n bestemming toe gaan waar daar min geriewe is, gaan doen die huiswerk voor die tyd om te gaan uitvind wat is daar, is daar 'n hospitaal naby, hoe ver is dit? En dan natuurlik vir mense wat wel by 'n afleeplek gaan wees, maak seker voor die tyd dat jy 'n redelike klomp goedjies saamvat. En ons adviseer die mense gewoonlik wat moet hulle dan saamvat. Ja, en wat is dit? Ons het so 'n paar sekondes oor. Nee. Ek dink 'n mediese tas moet enigiets in hê vir diarree, reisigersdiarree, vir naarheid, vir krampe, iets vir pyn en inflammasie, iets vir allergie, antibiotiese salf. Dis maar die basiese goed wat 'n mens kan saamvat en moet saamvat. So 'n mens moet dit maar te alle tye byderhand hê. Verseker. Dr. Hymes, baie dankie. Ek dink ons is nou 'n bietjie meer ingelig en ek dink wanneer dit kom by iets so simptome, moet 'n mens dit maar oor die algemeen verkieslik nie ignoreer nie, né? Nee, ek dink daar's seker goed wat 'n mens definitief nie ignoreer, dis borskaspyn of enige allergie of 'n jong kind of baba wat opgooi en diarree het, daai kinders raak baie vinnig siek. So ek dink dis die tipe van goed wat 'n mens nie los nie en eerder dan help gaan soek, eerder vroeër as later. Definitief, baie dankie. Baie dankie. Nou goed, net hierna gaan Dr. Mary Shuttleworth ons meer vertel oor Youth for Human Rights International. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, maak ek seker jy gaan loer na ons YouTube kanaal om weer na hierdie gesprekke te gaan kyk en te luister.